Goeiedag julle en baie welkom by nog 'n episode van Leef en Leer. Julle wonder seker hoekom het ek 'n piesang gemeld. Nou, vandag gaan ons leer om 'n piesangbroodjie te maak. Okay? So, hierdie is my heel eerste keer ooit. Ek hoop nie ek gaan hierdie hele ding 'n groot flop maak nie, maar kom ons kyk. Dan sit lekker terug of neem notas, neem 'n video as jy wil maak, asseblief stuur dit vir my. Maar kom ons begin, dan maak jy vir jou gesin 'n lekker piesangbroodjie. Alright, ons begin deur vir ons die oond lekker aan te sit en hy moet so 180 grade Celsius wees en dan sal julle sien met ons 'n paar bestanddele van piesangs tot meel, ons gaan eiers hê, sout en 'n paar goedjies. Nou, jy gaan ongeveer so tussen 4 en 6 piesangs kort en julle sal sien obviously skil ek hulle eerste. Ek kan nie hulle met die skil gebruik nie en dan vat jy 'n virkie en dan maak jy hulle lekker fyn. Nou die rede dat dit fyn is dit moet alles binne in 'n groot mengbak gaan en op die ou einde kom maar nog bestanddele natuurlik hierby. Nou, wanneer ons hierdie tipe goeders maak, is dit baie belangrik dat jy by die resep hou. So, maak seker jy het so iets om die afmetings reg te kry, om seker te maak jy gooi presies genoeg in van wat hulle sê jy moet. So, ek gaan mooi voor die tyd en so tussendeur vir jou sê hoeveel van wat jy nodig het, maar jy gaan seker afmetingbekertjies nodig hê om seker te maak jy gooi alles in wat nodig is vir hierdie resep in die regte bestanddele. So, ek hoop julle geniet tog die video. Hierdie piesangbrood gaan deur die hele huis trek, so sodra jy hierdie piesangbrood in die oond gaan sit, gaan jy sien hoe begin almal nader kom. Wat is dit? So hulle gaan daarvan begin nou. Alright, ek sien julle nou weer. Alright, ouens, nou hier is ons mengbak en julle gaan sien ek het 125 ml botter nodig. Dit gooi ek in en dan het ek ook 125 ml suiker nodig. So, dit is so 'n koppie of 2 wat ek by dieselfde ding gooi. Julle sal sien ek gebruik 'n sif, want van hierdie korrels is nogal groot en al hierdie suikertjies moet daar deur gaan. So, ek gebruik sommer 'n lepel om dit deur hierdie sif te kry en dan gooi ek die res van my bestanddele by. So, hier gaan julle ook sien dat ek 'n klein bietjie vaniljageursel vat. Vir hierdie ene meet ek sommer af met 'n teelepeltjie. So 1 teelepel vaniljageursel is perfek. Ek gee al hierdie goed 'n lekker meng en dit lyk op die oomblik nog so 'n bietjie droog of so, maar moenie worry nie, ons meng dit net mooi. Dan lekker 2 plaas eiers, nee, gewone eiertjies kom hier in. Dit gaan nou vir die hele tekstuur so 'n bietjie ander voorkoms gee. Sodra ons dit nou begin meng, gaan julle sien. Hier begin dit nou lyk na iets, maar natuurlik is dit nou nog nie 100% piesangbrood nie. Maar ons laat hom so 'n bietjie gaan. Dan, baie belangrik, kom daar 2 koppies of 500 ml meelblom in. Maak seker jy die regte meel, want jy wil nie snaakse pap of iets hier gaan bygooi nie. So hier kom my meel in en ek gee nadat ek elke enetjie ingegooi het, gee ek dit weer 'n lekker meng en dan gooi ek op die ou einde ook 2 teelepels bakpoeier in. Nou hierdie is regtig baie belangrik. As jy dit nie insit nie, dan gaan jou brood nie rys nie. OK. Dan op die ou einde kom maar 'n klein bietjie sout, so 1/2 teelepel en dan daai piesang wat ek in die begin gemeng het, kom dan hierby en ek gee alles saam vir oulaas 'n lekker meng. Ek meng dit baie goed. OK, dis nou op hierdie deel waar ons bietjie ons hande gaan vuil maak. Jy kort 'n lekker pannetjie. Hierdie netjie is perfek. En nou gaan ons met botter hierdie pan moet smeer. Jy hoef seker nie jou hande vuil te maak nie. Jy kan seker met 'n lepel, maar dit al die van uit dit uit, nê. So, ek gaan nou hierdie pannetjie smeer, my hande bietjie vuil maak en dan kom maar hele mengsel hier binne en dan gaan hy in die oond. Ek hoop julle geniet nog die video. Alright, nou, soos julle kan sien, vat ek 'n bietjie botter sommer in my hand en ek smeer die hele pannetjie deeglik. Maak seker jy kom by al die kante en al die hoekies oralste uit sodat alles mooi vol botter is. Dit sal keer dat die broodjie nie brand nie. Dan, as dit klaar is, gooi ek nou die hele storie bymekaar. So hierso het ek nou my mengsel van die piesangbrood met al die bestanddele, ofwel, dit wat in die piesangbrood gaan met al die bestanddele. Ek meng dit in die bak en hierso kan jy sien ook, ek maak seker alles is mooi gelyk en dan op die ou einde gaan ek dit so 'n bietjie kap sodat daar nie lig binne in hierdie mengsel is nie. En daar sê ouens, hier is ons piesangbroodjie nou. Dit lyk op die oomblik nog nie te lekker nie, nê. Dit lyk nie of iets wat ek wil eet op die oomblik nie, maar ons gaan hom so rukkie in die oond sit. As hy hier uitkom, gaan hy baie lekker wees. Ek hoop julle het hierdie piesang episode baie geniet en soos ek sê, as hy eers in hierdie oond gaan jy sien hoe kom almal nader in die huis. Almal wil ryk en weet wat gaan nou aan, want hy ryk baie lekker.
Nou ouens, op Leef en leer ons elke keer ietsie nuut. Ons het al 'n wiel geruil, ons het al pasta gemaak, ons doen vandag piesangbroodjies, so daar's elke keer ietsie nuut en ek wil elke keer 'n les by die ding inbring. Nou, vandag se les is heel moontlik, bly by die resep. Dalk het jy 'n ander resep wat jy volg, maar as daai ding sê, gooi 500 ml water of 250 gram suiker of wat die geval is, hou daarby. Dit is wanneer jy veilig is en jy weet jou broodjie of dit wat jy maak is 100% reg. Nou, hierdie is my eerste keer met hierdie piesangbrood en ek hoop hy's 'n groot sukses. Ons gaan nou op die ou ende kyk. Die belangrikste is, moenie die oond oopmaak nie. Okay? Dat het jy al gehoor dalk, maar as jy daai oond gaan oopmaak, dan val die broodjie plat. En dit wil ons nie hê nie, So onthou hom toe. Ons gaan hom so nou en dan van buite af kyk en dan op die ou ende gaan ons hom toets deur iets hier om in te druk en as jy hom uittrek en dan kom deeg saam, is so 'n natte gytjie saam, dan weet jy hy's nog nie reg nie. Dan los jy hom. So ek gaan hom die eerste keer eers oopmaak oor so 20 minute om te kyk min of meer hoe hy lyk. As ek dink hy moet nog gaan, los ek hom nog so bietjie. Nou vandag se les is bly by die resep. Dan is jy veilig. So is die lewe ook, maar nee, bly by die reëls. As jy by die reëls hou, gaan jy veilig wees en jy gaan nie in die moeilikheid kom. Nou daar het julle dit ouens. Hier is 'n heerlike piesangbroodjie. Ek moet sê, ek is nogal impressed met hierdie ene. So, ek gaan 'n klein stukkie afsny nou, sodat ek hom kan proe en 'n klein bietjie botter. Onthou dit, hy's baie lekker met botter en miskien kaas. Ek gaan nou vir jou 'n stukkie afsny en daar's hy. Dit is hoe 'n piesangbroodjie moet lyk. Alright julle, hier is ons piesangbroodjie nou. So, ek het 'n klein bietjie botter opgesit. Kom ons proe hy. Nou, ek hoop julle het hierdie les baie geniet. Soos ek sê, gaan maak hierdie video, stuur dit vir my en gaan bederf jou hele gesin. Hierdie piesangbrood trek hierdie hele huis deur, so almal hier binne weet nou en rondom ons het 'n lekker piesangbrood gemaak. Ek hoop julle het hierdie les geniet. Ek sien julle binnekort weer vir nog een lekker dag.